Ons het verlede week het ons baie maklike en baie mooi geheuvers gehad. Ek wonder wie van julle kan onthou wat staan in Romeine 10 vers 13. Wat staan daar? Ja, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Dis so 'n kosbare vers. Kom ons sê hom sommer almal hardop saam. Ek weet julle ken hom almal uit die kop uit. Julle het nou nie eers iets nodig nie. Julle gaan hom sommer saam kan hardop sê. Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Ek is beïndruk. Sê dit weer 'n keer, ek gaan dit nie saam sê nie. Romeine Sjoe, jy kan vir die ou langs jou sê, jy ken hom mooi, Baie dankie, ek kan sien, julle het hom mooi geleer. Hierdie verse word letterlik soos pyle, of soos swaarde en wapens in ons arsenaal van geestelike wapens, om hierdie verse te kan ken. Dink net, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. As iemand sê, maar ek twyfel of ek die lewe het, Romeine 10 vers 13, wat sê die Here vir ons? Die Here sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Dit is sulke wonderlike, kragtige tekste wat die Here vir ons gee en vir ons leer in hierdie tyd, en ons moet dit nie vergeet nie. So, onthou hierdie ene. Dan die Betsy gaan vir ons 'n volgende ene leer, vir hierdie week wat voorlê, is ons met nog 'n wonderlike verhaal besig. Shalom, en jou, ja, sy, jy kan enige een kies. Ok, daar sy, wees, om met daai ene vat. Dankie. Daai ene, en shalom. Daar was nog iemand met wie ek gereël het. Wie van julle wil kom? Kom, Liepke, nee. Daar sy, shalom, sê jy daar en vir my vas. Ok, as julle almal hier boop kon staan, dat almal julle kan sien. Op die trappies, op die boonste trappies. Oeps. Wel, nou is jy op die, as ek skarrel, nou is jy op die trappie. Staan sommer heel bo, dan gaan jy nie afval nie. Staan nie heel bo. Daar is sy. Daar is hy. Ok, nou het ons hierso 'n die mekaar spul. Maar ons gaan julle gou help. Matteus 19 vers 26. Dis John. Dis so goed dat ons kinders hier voorkom staan, dan kan ons hulle ook lekker leer ken, hè? John. Shalom. Tweede staan. Nee. Wat is jou naam nou weer? Milan, ekskuus. Jy gaan heel eerste kom staan. Hier tussen John en Shalom gaan jy kom staan. Shalom, jy gaan net daar staan. Jy going to stand just there. Daar sê, kan julle almal dit sien? Kom ons kyk of ons dit kan sien. Kan julle almal lees? Miskien is dit bietjie ver vir van ons ou mense, dan kan ons nie meer so mooi sien nie, nee. Kom ons lees dit. Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dan sê ek 'n bietjie kyk, waar is almal? Vandag is die kinders min, so papas en mamas moet maar saam help, hoor. Ek wil 'n bietjie kyk of julle dit vir my dit kan sê. Kan julle vir my sê? Wie kan dit vir my sê? Onmoontlik. Kom ons kyk. Onmoontlik. Kan julle dit sien? Kom ons kyk weer. Onmoontlik. Baie mooi. Julle kan dit doen. Nou wonder ek of kan julle vir my moontlik sê? Moontlik. Dis maklik, nee. Ok, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou my vingers en my hande gebruik en julle moet sê wat ek sê, wys, okay, is julle reg? Ek gaan julle 'n bietjie help. Onmoontlik.
Moontlik. Onmoontlik. Onmoontlik. Baie mooi. Nou kyk, daar's 2 woorde in hierdie versie wat julle gaan sê. Onmoontlik. En wat julle gaan sê. Moontlik. Okay, kom ons lees dit gou-gou en dan gaan ons dit doen. Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het vir hulle gesê, by mense is, maar by God is alle dinge. Okay, kom ons probeer dit bietjie vinniger. Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het vir hulle gesê, by mense is dit, maar by God is alle dinge moontlik. Maar ek wonder wat dit beteken. Wie weet wat beteken onmoontlik? Dis 'n moeilike een. Ja, vertel 'n bietjie vir ons daarvan agteraf. Jy kan iets nie doen nie. Ja, jy kan dit glad nie doen nie. Onmoontlik beteken jy kan dit glad nie doen nie. Nou wonder ek of het julle al iets gesien gebeur en dan sê julle vir julleself, dis onmoontlik. Wie van julle het al so iets gehoor of het gesien? Laat ek bietjie hoor. Daar's hy. Wat het julle gehoor en gesien? Mens hoor dit baie, nee. Wat dink julle, wat het julle al van gehoor wat onmoontlik is? Wie wil sê? Ek het al gehoor 'n dokter sê dit is vir iemand onmoontlik om kinders te hê en dan het hulle kinders. Ja, in ons eie gemeente is daar meer as een gesin met wie dit al gebeur het, nee. Wat dokter sê dis onmoontlik om kinders te kry, maar dan het hulle kinders en sommer baie. Nee. Nou ja, dit was nie ons nie. Okay. Maar kom kinders, julle moet julle ma's en pa's help. Daar's baie wat ons al gehoor het wat goed onmoontlik was. Wie kan vir ons sê? Dat God die hemel en die aarde in 6 dae gemaak het, nee. Ja, ek het ook 'n week terug gesê 7 dae. Dat God die hemel en die aarde in 6 dae gemaak het. Dit is onmoontlik. Maar Matteus 19 vers 26 sê, maar Jesus het vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hy kon die wêreld in 6 dae gemaak het. Wat het nog gebeur? Nou het ek julle 'n bietjie ietsie laat onthou. Ons lees baie daarvan in die Bybel. Wat nog? Die hele aarde is met vloed toegemaak, met water. Die hele aarde is met water toegemaak. Kan julle dit doen? Kan ons dit doen? Nee, vir mense is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Maar nou wonder ek of die mense hierdie ding gaan ken. Skommel so bietjie. Kom ons kyk of hulle dit dan gaan nog gaan ken. Nou wil ek hoor, dis nou wel wat ons hoor, Here die wêreld in 6 dae gemaak en die Here het die son laat stil staan en die Here het die Israeliete droog deur die see laat loop, nê? Maar ek wonder of weet julle van kere wat God mense gered het, wat vir mense onmoontlik was. Kom ons dink bietjie. Wie weet van kere wat God mense gered het, van onmoontlike dinge, van die dood, mense gered het, yes. Ekskuus? Daniel in die leeukuil, nee.
Nee. Yes, meneer. Christian. Noag in die ark. Hy het vir Noag en sy mense in die ark bewaar. Ja. Daar's 'n ander een nog, naby Daniël in die leeukuil, dat daar nog iets gebeur. Ja. Ja, Daniël se vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, is in 'n baie warm vuur gegooi. Die mense wat hulle in die vuur gegooi het, is sommer net daar dood neergeslaan, so was daai vuur, so warm was daai vuur. En wat het gebeur? Hulle is nie dood nie, né? Dit is onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Ek het nog 'n hand gesien. Yes. Jona en die vis. Jona en die vis. Jona was ingesluk deur 'n groot vis en hy 3 dae in daai vis gebly. Dink julle dis moontlik? Onmoontlik. Vir mense, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Dit is die ding, ons moet onthou, by God is alles moontlik. By ons is dit nie moontlik nie, maar vir God is dit moontlik. Is dit moontlik dat God ons kan red? Hoe weet jy? Jy's heeltemal reg. Jy's heeltemal reg. Want Matteus 19 vers 26 sê, Jesus het vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Yes, kom ons draai gou weer om, laat hulle, skommel 'n bietjie, dat die mense kan sien, dat ons kan sien of hulle dit ken. Dit is baie interessant en dis waar hierdie versie vandaan kom, Matteus 19 vers 26. Net voor dit was die ryk jong man het vir Jesus kom vra, wat moet ek doen om in die hemel te kom? En Jesus het vir hom gesê, jy moet al die gebooie gehoorsaam. Ken julle nog die gebooie? Wie kan vir my sê wat se gebooie is daar? Yes. Daar's net een God, ons moet hom alleen dien. Nog 'n gebod. Yes, nou weet julle, yes. Mag nie voor afgode buig nie, dis reg. Wat nog? Yes. Mag nie steel nie. Yes. Mag nie moord pleeg nie, ja. Mag nie egbreek pleeg nie. Turkie. Mag nie begeer nie. Daar's so baie goeters, nê. En toe sê hierdie Jood, hierdie jong ryk man vir Jesus, ek kan dit alles doen. Ek het dit alles gedoen. En toe sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees. En ek dink Jesus was so 'n bietjie Sy harttoets. Jesus wou sy hart toets. Toe sê, as jy volmaak wil wees, nadat jy nou al die gebooie gedoen het, as jy volmaak wil wees, dit beteken as jy geen sonde het nie, as jy heilig wil wees, gaan fokus op al jou baie goed, gee dit vir die armes, en dan kom volg jy my. En die Bybel sê, daai jong man was so hartseer toe hy weggeloop. Maar wat die Bybel toe nog daarna sê, is, Jesus se disippels was toe sommer moedeloos en ontsteld, en hulle sê toe vir Jesus, maar hoe kan ons dan verlos word? Dis onmoontlik. As hierdie ou al hierdie goed gedoen het, en hy kan nog steeds nie verlos word, hoe kan ons verlos word? Maar Jesus sê vir hulle, dis toe hy hierdie vers gesê het, dat nadat hulle dit gesê het, maar hoe kan ons dan verlos word? Toe sê Jesus, maar Jesus het vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hierdie was 'n baie belangrike ding wat Jesus gesê het, want nie eers ons redding is vir ons moontlik nie, net Jesus Christus. Jesus is God, is dit waar?
Is dit moontlik? Ja, Jesus het na die wêreld toe gekom. Is dit moontlik? Ja, want by God is alle dinge moontlik. Jesus het aan die kruis kom sterf vir ons sonde. Was dit moontlik vir hom? Ja, en hy het opgestaan uit die dood uit. Was dit moontlik vir hom? Ja, want hy is God en hy het opgevaar na die hemel en hy het vir al ons sondes gesterf. En dit is wat ons moet onthou. By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik tot ons redding. En dit wil ek hê ons moet vandag onthou. Kom ons laat sak ons boks sit dit op die grond neer, dan kyk ons of maak het toe, maar daar sy, John, jy het die regte idee. Kom ons kyk of mamas en papas dit nou kan sê. Ek wonder of julle dit ook kan sê. Kom ons kyk. Kom ons begin by Matteus. Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En ons gaan hierdie week, gaan julle nou in julle storie, wat mamma en papa vir julle gaan lees, of wat jy self gaan lees, gaan julle nog meer sien, hoe God onmoontlike dinge gedoen het. Dankie. Baie dankie. Die versie wat julle gaan raak lees hierdie week, staan daar, is enige iets te wonderbaar vir God. Is enige iets te wonderbaar vir God. En toe het ons hierdie teks gekies. Baie, baie dankie. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Sê dankie dat julle vir ons so mooi gehelp het. Ja, Jesus het vir hulle gekyk en gesê, by die mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En miskien staan ek en jy ergens by 'n ding wat so voor ons lê en ons dink, ek weet nie hoe gaan ons dit reg kry nie, dit lyk onmoontlik. En dan sê die Here, by hom is alle dinge moontlik. Kom ons vertrou vir God daarvoor. Ons gaan die erediens van vandag en van volgende week help vir ons om te kom by die week daarna, want oor 2 weke is dit ons uitreik en ons wil graag hê dat elkeen van ons voorbereid sal wees vir wanneer ons by die uitreik kom en iemand vra vir ons, hoorie my, julle vertel vir ons Jesus is lief vir my, maar ek wil weet, wat moet ek doen om 'n kind van die Here te word? En dan moet ons dit kan doen, dan moet ons dit kan oordra of hulle kan vertel. En ek weet almal van julle kan dit doen, maar ons gaan mekaar vandag weer 'n keer herinner daaraan en ook vandag weer so 'n bietjie na ons eie harte kyk. Kom ons word stil voordat ons die Here saam loof en dan gaan ons net vra dat die Here vir ons seën. Ja, Vader, baie, baie dankie dat in hierdie wêreld wat ons van weet, daar soveel goed is wat onmoontlik lyk. Maar Here, dat by U wat God is, niks onmoontlik is nie. Ons loof U, ons eer U, ons prys U daarvoor. En dankie Here dat U vir ons hierdie afgelope week ook geleer het dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Here, U is vir ons baie, baie goed. Ons dankie daarvoor, ons eer U, ons prys U naam, en ons dankie Here dat ons hier in die kerkgebou vandag in U teenwoordigheid kan wees. Ons dankie Here vir mense wat ingeskakel is by die erediens vandag, dat U daar by hulle is. Ons bid dat U elkeen wat siek is, sal genees, dat U elkeen wat deur moeilikheid gaan en swaar kry gaan, dat U uitkoms sal gee, en Here, dat U ons veilig sal vashou in U hand. En mag U vandag verheerlik word in die wonderlike naam van die God, vir wie niks onmoontlik is nie. Amen. Kom ons staan op en dan loof ons die Here vanmôre as ons saam sing. Hy is die een wat ek lief het. Ekskuus. Hy is die een wat ek lief het in die môre. Weet nie of julle, lyk my almal loop so met 'n kuggie en 'n hoesie en 'n proesie rond, so julle nou verskoon. Ek hoop my stem gaan nou. Hy is nie lekker nie en die mikrofoon is nog minder lekker. Ek weet nie wat gaan met hom aan nie. Kom ons staan op. Hy is die een wat ek lief het. Hij is die
Dit is so wonderlik dat hy die een is vir wie ons lief is, en nou sê ons vir mekaar, maar julle is my boeties en my sissies in die Here Jesus, en ek wil vir jou sê dat ek ook lief is vir jou. So kom ons sing, ons aanvaar jou met die liefde van die Here, en as ons dit sing, dan kan jy soms so 'n bietjie aan iemand vat te sê, ek aanvaar jou ook met die liefde van die Here. So ons het saam sing.
Hemelvader, dankie dat ons kan kom en vir U kan sê, Here, ons het U lief, U is die een wat ons lief het. Dat ons vandag vir mekaar kan sê, ek aanvaar jou met die liefde van die Here. We love you with the love of the Lord. Ja, Here, dat U vir ons dit moontlik maak om mekaar as medegelowiges ook so te kan lief hê. Dankie, Here, dat ons weet dat U sê in Johannes 3 vers 16, want U het die wêreld so lief gehad, dat U U enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Here, as ons nou raak sien, en ons kyk in hierdie wêreld, en ons kyk na die natuur, ons kyk na mekaar, en ons kyk na die kruis, die verhaal van Jesus, dan sien ons dat dit alles 'n liefdeslied is waarmee U vir ons verklaar dat U ons liefhet. En ons dank U daarvoor. Ons bid, Here, as ons nou lees uit U woord, dat ons in die woord ook U boodskap van liefde vir ons en van 'n wêreld wat verlore is, sal raak hoor. En Here, help vir ons om ook 'n nuwe liefde te hê vir mense en ook vir mense wat verlore gaan. En Here, mag ons lewens aan U gewy wees en mag ons lewens getuig van die goedheid en die grootheid en die almag van God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan gerus U plekke inneem, baie dankie. Ek wil vanoggend vir ons lees uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Efesiërs is so 'n kosbare brief wat Paulus geskryf het aan daardie baie belangrike gemeente Efese wat 'n geweldige groot stad was en 'n prominente hawe stad hier in die onderkant van Klein-Asië, waar verskriklik baie mense bymekaar gekom het en dat baie skepe gekom en so meer, maar 'n stad wat ook vasgevang was in hierdie aanbidding van Artemis en die godin van vrugbaarheid, en wat daar die verskriklikste goed ook in hierdie stad plaasgevind het. En dan skryf Paulus hier in hoofstuk 2 vers 1 tot 10: Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle vroeër geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser van die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te leef. Ons lees net tot daar. Hierdie hele Efesiërsbrief is absoluut 'n verstommende brief. As ons dit lees, dan is ons elke keer verstom. Ek wonder wie kan my help met trappe van vergelyking. Kinders leer ons nog trappe van vergelyking by skool, nê? So ons sê iets is mooi, maar as ons wil sê nee, daar's iets anderster, dan sê ons dis nog mooier. En dan sê ons en daai een is die beste, so hy is die
Mooiste. Ja, as ons sê mooi, mooier, mooiste. Ons sê iets is groot, maar dit is groter, en die ander een is grootste. En dan kom die onderwysers altyd en dan sê hulle, en dan is iets dood, en dan is hy dooier, en dan is hy doodste, nee, hy is dood, hy kan nie dooier as dood wees, en sy dood is sy dood, maar ons wil altyd skryf dood, dooier, doodste. So, as ons hier in hierdie teks lees, dan lees ons, julle was dood, en dan wil ons eintlik saam met Paulus sê, julle was nie dood nie, julle was dooier, julle was eintlik doodste. Dis eintlik wat Paulus wil oordra met hierdie teks. Doodste, julle was dood gewees, en dis hoe hy hierdie gedeelte van hierdie brief begin. Wanneer ons hierdie woord dood lees, dan stop het ons so 'n bietjie in ons skoene, want dit klink nie vir ons reg nie. Iets is nie reg nie, want ons weet van dood, en ons kan nie hier sit en hoor, julle was dood nie, want die dood is die einde van die pad, nee. Ons is op pad na die dood toe, ons sal eendag doodgaan, ons weet dit. So, die dood is eintlik die einde van die pad. Ek plant 'n boompie, en ek vertroetel hom, en ek gooi hom nat en alles, en dan gebeur daar iets, en as ek weer daar kom, dan hang sy blaartjies, en die blare val af, en die ou takkies hang, en dan na 'n paar dae, dan sien ek, nee wat, as ek daai takkie so breek, is hy mors dood, so af, tot in die grond, en dan sê ek, hy is dood, hy is net dood, hierdie boompie is dood, en dan kan ek nou met hom nou niks verder maak nie, ek trek hom uit, en ek gooi hom weg, en ek kom plant 'n ander boom, so, want die dood is die einde. Nou kom Paulus hier, en hy skryf in hierdie mooi brief aan die gemeente in Efese, hy sê, julle was dood, en dit maak nou nie heeltemal sin waar dit vandaan kom nie. In die vorige hoofstuk het Paulus vir die gemeente in Efese geskryf, hoe wonderlik dit is, om te kan praat en te getuig oor die liefde van God. Hoe groot is die liefde van God? Hy het gejubel daaroor, en die genade van God, en die grootheid van Jesus. Dit is so wonderlik, dit is asof hy nie kan ophou praat oor die grootheid van wie God is nie. En dan is dit asof Paulus die punt neersit, en dan draai hy om, en dan kyk hy na die mense toe, en dan sê hy, julle was dood. Jy weet, daar is 'n groot kontras teen die grootheid en die lewe en die ewigheid van God en mense wat in 'n toestand van dood is. Hy skryf hierdie brief vir Christene. Hy skryf dit aan die kerk in Efese. Hy skryf dit aan mense wat tot geloof in Jesus Christus gekom het. En dan sê hy, julle was dood in vers 1. Dood deur die oortredings en sondes. Julle was dood. Ja, julle is kinders van die Here. Ja, julle het ergens dit iets in julle lewe gebeur. Maar onthou waar julle vandaan kom. Onthou waar alles begin het vir elke enkele mens. Onthou dat daar nou nog mense om julle rondloop wat dood is. Mense wat dood is. Hoekom dood? Hy sê dood as gevolg van twee goed. Julle oortredings en julle sondes. En dan wonder mense, maar hoekom gebruik hy nou twee woorde? Is dit nie maar net sonde en klaar nie? Hoekom oortredings en sondes? En dan as 'n mens hierdie woorde so bietjie probeer verklaar, dan verstaan jy iets wat hy hierso wil sê vir ons in terme van die oortredings en sondes en wat dit dan nou is. Oortredings is hierdie ding van jy oortree wanneer jy 'n sekere grens oorskry. Nee, so daar op die plaas se heining of sy hek staan daar oortreders sal vervolg word. Wie is 'n oortreder? Is iemand wat by die hek ingaan wat nie daar mag ingaan nie, is 'n oortreder. Ons weet in my huis het, nie my huis nie, my kinderhuis, was dit baie keer 'n ding gewees, nee, ons is almal op hierdie gesond eet en so aan. En dan maak my pa hierdie karamel pudding en dan Sondag dan sê ons, ons het kwaai oortree.
weet ons het bietjie baie lekker pudding geëet, terwyl ons dit nie moes geëet het nie. So ons het oortree in terme van ons eie reëls, het ons die grens oorgesteek, ons reëls oorskry. En wanneer Paulus hierso skryf dat ons dood was as gevolg van ons oortredings, dan sê hy, daar's 'n heining tussen dit wat lewe en dit wat dood is. Hy sê, en julle was aan hierdie kant gewees. Julle oortredings het gemaak dat julle aan die dooie kant van die heining is, en dat julle in 'n wêreld van dood geleef het. En mense kan fisies, kan hulle springlewendig en gesond wees, en hulle kan allerlei dinge doen en nog steeds dood wees, want hulle bly nog steeds aan die oortredingkant van die lewe. En hulle is nog steeds daar. Die sondes beteken om direk in teenstelling of teenoor dit wat God begeer vir jou lewe te leef. So as God sê, ek wil hê jy moet dit doen, dan gaan doen ek eerder dat. As God sê, maak so, dan doen ek eerder iets anders. So my wil is ingestel teen God, en daarom my sondes is om presies die teenoorgestelde te doen van wat God wil in my lewe. En hy sê, al hierdie goed het gemaak dat julle vroeër dood was, julle was in die verkeerde kant van die wêreld, julle was in die dooie kant van die wêreld. As ons nou aanlees, vers 1 en 2, ou moet hulle nou aan mekaar lees, want is een sin, julle was dood deur die oortredings en sondes, en dan gaan vers 2 aan, waarin julle van tevore geleef het. Sien jy? So die feit dat jy dood was, beteken nie jy was begrawe gewees nie, jy het geleef in doodsheid. En dan gaan hy aan volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heersers van die mag, van die lig, die heersers van die gees, wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. So wanneer ons hierso lees vers 1 en 2, dan is die belangrike ding, Paulus kom nie en hy sê, hoor die ouens, tjoe, dit was 'n close cut, julle was amper dood nie. Julle het so 'n naby doodervaring gehad, dit was so hitte of julle was dood. Dis nie wat hy sê nie, hy sê julle was dood. Dooier doodste, julle was dood as gevolg van julle toestand. En dalk het mense dit nie raak gesien nie. Dalk het jy tussen mense geleef wat nie eens agtergekom het jy is dood nie. Mense wat na jou kyk en hulle sien jy doen dinge en jy het hierdie voorgee van lewe en alles, en jy gaan aan met jou lewe, en dit lyk of jy lewe, maar eintlik lewe jy nie, want jy is geestelik dood. En dis die belangrike ding wat ons hier moet raak sien. Ons almal was geestelik dood. En dan, as ons raak sien dat dit ons dood was as gevolg van oortredings en sondes, dan wil dit vir ons sê dat mense nie is waar God ons wil hê nie, en ook nie dat ons besig is met wat God wil hê ons mee moet besig wees nie. In Openbaring 3 vers 1 aan Sardes het Jesus gesê, ek ken jou dade, jy staan daarvoor bekend dat jy lewe. En dan dink ek Sardes het gehoop, Jesus stop net daar. Maar dan sê hy by, maar jy is dood. Hoor julle? Hy sê, julle gemeente staan bekend daarvoor dat julle lewe, maar julle is dood. Daar's soveel mense wat in die kerk was, wat nie die oorwinningslewe van Jesus Christus ontvang het nie. Daar's soveel mense wat teruggeval het in sonde, dat daar net nie meer oorwinning was nie, dat daar net nie meer lewe was nie. In Efesiërs 4 vers 18 en 19, so 'n bietjie verder aan in Efesiërs, dan beskryf Paulus dit so, hy sê, hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte, omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Hy sê 3 goeders hierso, hy sê, hulle denke is verduister, hulle kan nie 'n goddelike denke hê nie, hulle kan nie dink soos wat God wil hê hulle moet dink nie, hulle gedagtes kan nie ingestel wees op wat God wil nie, en daarom dink hulle eie dinge, hulle denke is verduister. Die tweede ding is, hy sê,
Hulle is vervreem van die lewe met God. Met ander woorde, hulle is weg van God af. Hulle is hier in hierdie wêreld, in hierdie dooie wêreld. Hulle is weg van God af, vervreem van God. Hulle kan nie met God praat nie en hulle kan nie vir God sien nie. Hulle kan niks verstaan van God nie. Jy gee vir hulle die woord, hulle weet nie wat dit beteken nie, want hulle is vervreemd van God. En dan, hulle harte is verhard. Hulle harte is verhard, hulle gewete is afgestomp. Dis vir hulle onmoontlik om te onderskei tussen dit wat vir God reg is en dit wat verkeerd is. Hulle kan onderskei dit wat hulle self bepaal wat reg en verkeerd is. Nee, ons almal het ons eie interne reëlingkies van wat is reg en verkeerd, maar daardie interne reëlings is nie noodwendig God se reëls vir die lewe nie. So hier kan ons baie streng wees oor ons eie reëls en dit mag baie goed lyk en ons mag almal beïndruk met alles wat ons reg doen volgens ons eie reëls. Maar die woord sê, hulle harte is so verhard dat hulle nie eers 'n begrip het van dit wat vir God reg is nie, want hulle gewetens is afgestomp, dit word nie eers aangespreek deur dit wat God sê verkeerd is nie. En daarom staan daar, het hulle self oorgegee aan losbandigheid en onversadigbare allerhande onreinheid en dade wat hulle pleeg. Wanneer Paulus hier in hoofstuk 2 skryf, as ons terug na hoofstuk 2 toe, dan skryf hy sê, en hierdie ouens wat hier is, word vasgevang en vasgehou deur 3 magte, wat hulle nie wil laat gaan nie, wat hulle nie wil laat vrykom nie, wat maak dat hulle eintlik in hierdie verduistering van hulle denke is, in hierdie ver verhouding met God is, in hierdie afgestompte gewetes leef, en daar's 3 magte wat hulle gevange hou hier, en dan noem hy dit, as ons lees in vers 2 en 3, maar kom ons lees weer van vers 1 af, want anders te sien ons dit nie mooi raak nie. Hy sê, julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle voorheen geleef het, volgens, luister nou mooi, die bose lewenswyse van hierdie bedeling. Die bose lewenswyse van hierdie bedeling. Volgens die heerser van die lig, nog een, tweede een. Volgens die heerser van oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou in die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Vers 3 gaan nou aan. Ons almal het dan tevore soos hulle opgetree, toe ons, luister, die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het, ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Want as jy hier is jy bestem vir die oordeel van God. Dis eers as jy hier kan uitkom wat daar redding is. Maar as jy hier is jy bestem vir die oordeel van God. Paulus sê, vir ons almal was dit ook so. Hy praat met die kerk in Efese. Hy sê, vir ons almal was dit ook die waarheid. Wie is hierdie 3 magte? Wat is hierdie 3 goed wat vir ons vashou? Die eerste ding wat hy noem is die wêreld. Hy sê dis die wêreld wat jou vashou. In die tweede plek die duiwel hou jou vas. En in die derde plek jou eie sondige natuur hou jou vas. Hierdie 3 goed klou aan jou vir lewe en dood. Hulle wil jou nie los nie. Hulle wil jou nie uit hulle kloue uit laat weggaan nie. En die heel eerste een is die sondige wêreld. Hulle het gelewe volgens, in 2020 vertaling sê, die bose lewenswyse van hierdie bedeling. 83 vertaling het gesê, soos hierdie sondige wêreld. Hulle het geleef soos hierdie sondige wêreld. Die 33 vertaling het dit mooi vertaal ook. Hy het gesê, volgens die loop van hierdie wêreld. So as die wêreld se stroompie soontoe gaan, dan gaan ek maar saam. En as die stroompie soontoe gaan, dan gaan ek maar saam. So soos wat die wêreld se paadjie geloop het, so het ons maar saam geloop met die wêreld. Ons het dit nie bevraagteken nie, ons het nie gevra, is dit reg nie, ons het dood eenvoudig dit maar net gedoen. Die begrippe wat hy hier gebruik, verwys na die totale pakket van ons lewe hier in die wêreld. Met ander woorde, die sosiale waardes en die stelsels wat geld in hierdie wêreld waarin ons leef. Die gewoontes, die gebruike waarin alle verwysings en onderworpenheid aan God totaal afwesig is. Met ander woorde, ons almal was vasgevang in hierdie wêreld wat seker goed gesê dis aanvaarbaar, dis goed, dis reg.
ag nee, dit is heeltemal reg. Wie ons leef daarom nou nie meer in die ou tye nie, regtig waar. Jy weet, dat dit nou kan verkeerd wees. Dus ek nou moet sê, hoeveel keer het ons as kinders van die Here dit al gehoor? Nee, die tye het daarom heeltemal verander, en daarom praat in hierdie wêreld, praat hulle baie lekker van die tydgees. En dan hoor ons, hoe praat hulle van ons is postmoderne mense. Ons dink nie meer soos moderne mense of soos pre-moderne mense nie. Ons is postmoderne. Ons is nou verby die moderne tyd. So nou dink ons nie meer op die manier waarop daai ouens gedink het nie. En daarom is daai manier van dink is eintlik dom. Ons is so slim, ons weet nou. En dan slurp hulle jou in, en voor jy weet, dan word jy ingetrek in hierdie denkwyse van, ag, alles is maar net reg, en alles is maar net goed, en alles is maar net wel, en ons sit hier so onder die boom in verlorenheid, en ons sing 'n liedjie van, Jesus is lief vir die wêreld, en Jesus het almal lief, en Jesus gaan almal red, en as iemand sê, wat van die hel, dan sê hulle, sjoe, ons praat nie oor daai ding nie, dis ou storieetjies daai, en dis vir ons okay. En in hierdie wêreld is dit. So wanneer Paulus sê, julle het voorheen, was julle vasgevang in hierdie mag van die wêreld, dan is dit 'n ernstige ding, dis vandag nog net so erg in ons lewens, dat mense vasgevang word in hierdie tydgees van wêreldsheid. Die tweede mag is die duiwel. Iemand het altyd gesê, as iets verkeerd gaan, gee die duiwel altyd die skuld, jy weet, of hy nou skuldig is of nie, hy is 'n slegte een. So ons gee hom altyd die skuld. Ek weet nie of dit waar is nie, maar as ons dink aan die werk van die Satan, dan weet ons, die Satan is die aanklaer, ons weet die Satan is die vernietiger, ons weet die Satan is die verleier, ons weet die Satan wil ons lewens vernietig en verwoes. En daarom skryf hy, julle het julle voorheen laat lei deur die heerser van die mag van die lig. En dan gaan hy nog aan om te beskryf, die heerser van die gees wat nou aan die werk is, by wie? By die seuns van die ongehoorsaamheid. Hy kan maar sê seuns en dogters, wat hy net daarmee bedoel is, hulle wat eintlik die kinders van ongehoorsaamheid geword het. Ongehoorsaamheid aan God, dit is hulle ding daai. Jy weet, ek sal enige iets doen, solank dit net nie iets is, wat God se woord sê nie. Ek wil net nie naby God se woord kom nie. As jy die naam van God gebruik, deurdat jy iets vir hulle wil vertel oor Jesus, dan sê hulle nee, ek het 'n weerstand daarteen, want ons is die kinders van ongehoorsaamheid aan God. So die Satan kom, en hy maak mense se ore doof, om die evangelie te hoor. Hy hou mense weg, hy hou mense gevange, want uiteindelik wil hy hê dat hulle in ongehoorsaamheid verlore sal gaan, en dat hulle nooit die lig en die verlossing van Jesus Christus sal sien nie. Die ironie van die saak is, dat hierdie mense leef hierso, en hulle sê, ek sal my nooit onderwerp aan God nie. Ek is my eie mens, ek gaan my nie onderwerp aan God nie. Intussen tyd draai hulle om, en dan is hulle slafies van die Satan, en hulle doen net wat die Satan sê. Hulle loop in sy spoor, en saam met die wêreld, en saam met alles, en hulle besef dit nie. Waar Jesus ons roep tot vryheid en oorwinning in hom, is hulle slawe, terwyl hulle weier om hulle te onderwerp aan God. Die derde vyand, is nou na die wêreld en na die duiwel, dan is die derde vyand wat vir ons so vasgryp en vashou, is natuurlik ons sondige begeertes en ons sondige natuur, ons eie menswees. Hy skryf daarso, die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes. En dit gaan hier oor ons sondige natuur. Dit wat in ons is. Die ander twee, die wêreld is so bietjie hier so buitekant ons, nê. Dis al die sisteme en besluite, en jy weet nie eintlik wie daai ding uitgedink nie, maar dit is maar so in ons go with the flow, ons gaan daarmee saam. Die duiwel, ons weet presies waar hy vandaan kom, hy het in opstand gekom teen God, en God het hom uit die hemel uitgeskop, en hy is so kwaad vir God daaroor, dat hy die beeld van God wil vernietig, en die mens is die beeld van God, en hy wil die beeld vernietig van Genesis 3 af, is hy besig om sy bes te doen om dit te vervolmaak. Die sondige aard is dit wat hier binne in my is, wat gebeur het toe Genesis 3 plaasgevind het, en Adam en Eva moes gaan kies tussen die boom van lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. Toe kies hulle nie lewe nie, maar toe kies hulle kwaad. Toe kies hulle dit wat God gesê het, as julle dit eet, sal julle sterf. Hulle kies die dood bo die lewe, en daarom sterf hulle geestelik,
en word hulle binne in hulle self, al wat oorbly is 'n sondige natuur. 'n Sondige natuur wat altyd wegbeer van God af, wat altyd 'n skans het teen enige iets wat met God se woord te maak het. Mense wat sit, hulle kan op die TV, kan hulle vir ure en ure en ure en ure sit en na nonsens en luister, en as daar 'n 5 minute boodskapie opkom wat gaan oor Jesus Christus, dan gaan hulle op mute. Hulle ore gaan af, hulle slaan toe, of hulle staan op, hulle loop uit. Daar's nie 'n ontvanklikheid nie, daar's teertyd, ek soek 'n ander kanaal, soek net 'n ander kanaal, ek sal enige ding kyk, net nie dit nie. Ek het nou die dag aangehaal, toe ons by een van die Veritas klasse daaroor gepraat het, van een van hierdie sogenaamde wetenskaplikes wat gesê het, jy weet dat die hele evolutionisme maak glad nie sin nie, to say, but we have to hold on to it, because the alternative is totally unacceptable, because the alternative is that there is a creator that created everything. So as ek so wetenskaplik is, dat ek dit teenstaan, net omdat ek nie wil erken dat daar 'n God is nie, maar nou maak ek stories op soos wat ek aangaan, en ek beskou dit as wetenskap, dan is ek op 'n gevaarlike plek, en dan kom dit uit hierdie sondige natuur van ons, wat net niks van God kan duld in ons lewens nie. Ons beer konstant in teen alles wat van God afkom. En wanneer begeertes en drange losgemaak word van verantwoordelikheid teenoor God, onsself en ons medemens, dan word dit vernietigend, afbreekend, en dan skeer dit ons lewens stukkend. Die menslike samelewing, hierdie wêreld waarin ons leef, betaal 'n duur prys vir die gevolge van die menslike natuur, in terme van hierdie sondige begeertes, in terme van die vernietiging van menselewens, van verkrachting, van allerlei seksuele goed, wat buite die wil van God lê, van drank en dwelms en wat ook al misbruik word. Ons wêreld betaal 'n duur prys. En ons sien mense uitmekaar uitval as gevolg van die begeerte na al hierdie goed. En dan skielik draai hierdie verhaal. Jy weet, jy voel nog jy's so 'n bietjie in 'n waas, want ons is nou nog hierdie kant. Ons is hierdie kant van die heining. Ons is hierso waar die plantjies dood is, en ons is hier in dood, en ons hoor van al hierdie goed, en ons hoor van hierdie twee groot dinge wat vir ons hier vashou, is hierdie ongehoorsaamheid en hierdie sonde, en ons hoor van die wêreld en die Satan en ons eie sondige natuur wat vir ons hier gevange hou. En dan in vers 4, dan kom Paulus, want Paulus staan nie meer hier nie, Paulus is daai kant, hy praat oor hierdie wêreld, maar hy is al daar. Dan kom hy en dan sê hy hierdie aangrypende, absoluut verstommende woord as hy begin met vers 4, maar God. En ek wil vir jou sê, in enige ding in ons lewe, kan jy jou storie vertel, jy kan vertel hoe sleg dit is, en hoe verskriklik dit was, maar ergster as jy asemhaal en jy stop, dan moet jou volgende sin begin met, maar God. Maar as God ingryp in ons lewe, dan verander alles, en dis wat hier gebeur. Maar God, skryf hy, ryk in barmhartigheid het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Aangrypend, nee. Hy sê nie, maar gelukkig het 'n paar van julle 'n gap gesien, en julle het 'n lyn gesny, en julle het onder die draad deur gekruip, en julle deur die rivier geswem, en julle het by lewe aangekom nie. Niks van dit nie. Nee. Julle was hier, doodste, julle was hier, dood, vasgevang, kon nie wegkom nie.
Maar God, en dan beskryf hy vir God, ryk in barmhartigheid. Net as jy dink, daar's nie hoop nie, maar God. Net as jy dink, jy kan nie daar wegkom nie, maar God. Net as jy dink, my sonde is te groot, God kan my nooit vergewe vir hierdie sonde wat ek doen nie. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, hy stel dit so dubbel, nee, hy bevestig dit so, hy sê, hy het nie net 'n groot liefde, okay, maar miskien die ander ouens lief nie, nee, hy het 'n groot liefde waarmee hy jou lief gehad het, vir elkeen van julle, en dit het die wêreld se verskil gemaak, want uit genade is julle verlos, uit sy genade is ons verlos, maar God, alhoewel ons dood was as gevolg van sonde, maar God. Die mens kan nie wegkom of losbreek van daardie doodsbestaan nie. Ons kan nie hier wegkom. Paulus sê op 'n stadium, wat sal my red? Wie sal my red van hierdie doodsbestaan? Hoe kom ek hier uit los? Aan God die dank. In Christus Jesus het hy dit gedoen. Dis die evangelie van God. Dis die evangelie wat ons deel met ander. Dis die evangelie wat ons deel met mekaar. Maar God het deurgebreek. Maar God het in sy goedheid gekom, in sy genade het hy ons lewens kom aanraak. Maar God, uit genade sê hy, is julle gered. Hy sê, saam met Christus het hy julle lewendig gemaak. Hoe dit gebeur? Jesus het dit alles gedoen. Jesus, wat self God is, kom aarde toe. 'n Ondenkbare ding, die grootste wonderwerk van wonderwerke is dat God kies om in te klim in sy eie skepping in en daar deel van die skepping te gaan word en daar te leef en nog die ergste is om die slegste deel van die skepping, naamlik die dood deur te gaan en hy gaan sterf aan die kruis en ons is in hierdie lydenstyd en ons kyk vorentoe en een van die dae is dit Paasfees en dan vier ons die feit dat Jesus gesterf het. Ons onthou dit lê vas in ons harte. Jesus kom en hy kom sterf. Hy gaan in die dood in en hy gryp sy mense en hy staan op uit die dood uit en nou sê hy, het hy 'n tonnel gebou van daai kant af na hierdie kant toe, die Jesus tonnel. As jy in hom glo, dan kom jy uit. En as jy nie in hom glo nie, dan kry jy nie die deur nie, want Jesus is die deur. Hy is die weg na ewigheid toe, na lewe toe. Aangrypend hoe dat God dit doen. Uit genade is jy gered. Dis hierdie reddingsmissie waarmee hy kom en hy sê, al wat jy moet doen is, vertrou my, glo net. Dis soos 'n ou wat in 'n op 'n brandende gebou staan en die gebou is in die brand en hy staan op die dak en hy weet, hierso kan hy nie afkom nie. As hy kyk oor, dan sien hy as hy spring is dit verby met hom. Hy gaan dit nie maak nie, maar as hy hier bly, is dit ook verby met hom. Maar hy is bietjie bang vir hoogtes en hy het so 'n bietjie 'n probleem met vertroue. En dan kom hier 'n helikopter hierbo en hulle laat sak so lank tou af want daai helikopter moet hoog bo kan die vlamme bly. En dan laat sak hulle daai tou en dan skreeu vir hulle vir die ou, gryp die tou en hou vas. Dan sê hy nee, ek kan dit nie doen nie. Gryp die tou en hou vas, dat ons jou kan red. Ek gaan dit nie doen nie. En hier kom 'n ander ou en sê, kan ek maar die tou gryp? En hy gryp daai tou vas, en hy klou vir lewe en dood. Dis geloof, dis wat geloof is. Geloof is om God vas te gryp, om te sê, Vader, ek vertrou U met alles. Blindelings vas te hou. En hy word opgetrek, en hy word gered. En die ander ou sterf. Hy was daar. Hy het dit gehoor, hy het die uitnodiging gekry. Dit was beskikbaar, maar hy het dit nie gevat nie. Hoe werk dit? Oor en oor sê hy, dit gebeur in Christus. Ek het myself probeer indink, hoe kan 'n ou dit verduidelik, jy weet? Die prentjie wat ek heeltyd kry is amper soos 'n duikboot, jy weet, 'n duikboot wat hier afgaan om iemand te gaan red wat ergens vassit in 'n skip wat gesink het. En nou gaan hy met hierdie duikboot af en
En dan kom hy daar en dan laai hy iemand in en dan vat hy hom uit. Want die prentjie wat ons heeltyd kry is in Christus. Met ander woorde, ek moet ingedompel wees in Christus. Ek moet met Christus bekleed wees amper. In vers 5 sê hy, dat God ons saam met Christus lewend gemaak het. Met ander woorde, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, in daardie proses, het hy alles in plek gesit, sodat die res wat daar is, en sal glo, dat hulle ook lewend gemaak kan word. In die volgende vers 6 sê hy het ons in Christus saam met hom opgewek. Hy het ons in Christus opgewek. God die Vader wek ons op in Christus. Dieselfde gedagte wat hy weer 'n keer kom sê. Vers 7. Hy het die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus bewys. In Christus is dit bewys, gedemonstreer, en as ons in Christus is, ontvang ons dit. Vers 10. Ons is immers sy maaksels, geskep in Christus Jesus. Hoe het ons in Christus gekom? Hoe word jy oorgedra van dood na lewe? Vers 8 sê, want uit genade is julle verlos. Uit genade is julle verlos deur geloof. Genade geloof. Genade geloof. Vra vir al die jong mense in ons kerk wat belydenis afgelê het in die laaste 20 jaar. Wat is die twee groot gees van verlossing? Die twee groot gees van verlossing, genade geloof, genade geloof. Ons kan net gered word omdat God in genade sy hand uitsteek. Ek kan net gered word as ek in geloof sy hande vasgryp en hy my optrek en my uithaal en my oorsit van dood na lewe. Genade en geloof. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Nie een van ons kan agterna kom en sê, "Wow, ek het dit gemaak." Ouens, ek vertel julle, dit was 'n close cut hierdie, hoor. Ek het dit ook maar net gemaak. Wie, as ek nie so vasbyter was nie, het ek dit nie gemaak nie. Wie, as my pa en my ma nie so in my ingebou het toe ek 'n kind was nie, dan het ek dit nie gemaak nie. Wie, as ek nie daai kerk verlaat het en na hierdie kerk toe gaan, het ek dit nooit gemaak nie. So hoor ons die stories van mense. Ek dink, jy weet, my ouma het altyd gesê, praat jy maar. Dan weet ons wat dit beteken. Jy praat nonsens. Maar sê dit maar as jy graag begeerig is om te sê. Dit kom nie uit jou eie werke nie, duidelik, sodat niemand op iets mag roem nie. Ek kan myself nie optel uit daardie toestand nie. Iemand het gesê, as jy dink jy kan jouself red, dan beteken dit jy gaan staan op 'n platform en jy vat jou in jou eie hare en jy tel jou op. As jy dit kan regkry, kan jy jouself red ook. Maar as jy dit nie kan regkry en kan jy jouself nie red nie, maak vrede daarmee. Net Jesus kan jou red. Uit genade is jy verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. So wat is die boodskap? Julle was dood. Julle was dood. Dooier, doodste. Nee, net dood. Julle was dood, geestelik dood gewees, ver weg van God af. Maar God het in sy groot genade, het hy in Jesus Christus gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan, en hy het hulle wat in hom glo lewend gemaak, op grond van sy genade. Uit genade is julle gered deur geloof, en elkeen wat in Christus is, het oorgegaan van die dood na die lewe, na 'n nuwe lewe. Wat doen ons nou? Vers 10 sê, ons is immers sy maaksels. Hy het ons gemaak, hy het ons geskep, luister nou, hy het ons geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen en daarvolgens te leef. Dis nie jou eerste skepping nie. Jy is geskep as 'n babatjie, het God jou wonderbaarlik gevorm in die skoot van jou moeder, het God jou gemaak en geskep en tot lewe gebring. En eers langs die pad is jy weer geskep, jy's herskep, jy is wedergebore, dit het weer 'n keer gebeur. Hierdie keer nie met my liggaam nie, maar met my gees wat dood was, het my gees nou lewend geword. My gees het, daar's geboorte gegee aan my gees, en my gees het lewend geword in Christus Jesus. God het my immers in Christus geskep, om te wat? Om
goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Jy sien, die geheim is dit. God het jou lank voor jy gebore is, het God jou beplan. God het geweet wie jy is, wie jy gaan wees. God het geweet wat dit is wat hy deur jou wil bereik in hierdie wêreld. God het geweet wat is die goeie werke wat jy gaan leef en moet leef eendag. Wat het jou weerhou daarvan? Die sonde het jou weerhou. God het sy hand uitgesteek en die evangelie na jou toe gebring en gesê, kom vry, los die wêreld, los die duiwel, los jou sondige natuur, kom vry, glo my, en ek sal jou red op grond van my genade en op grond van jou geloof. En toe ek dit doen, toe sê die Here, yes, nou kan jy uiteindelik jou lewe leef, nou kan jy die potensiaal leef waarvoor God jou gemaak het, nou kan jy al die great goed waarvoor God jou bestem het, kan jy bereik. Ons luister na jong mense, hulle sê, een van die groot dilemma's met ouens wat in die, sorry, ek weet van julle is daar en ek haat dit om hierdie kategorie, maar hulle sê so. Hulle sê, ouens in Gen Z, die generasie Z, ouens, en dat een van hulle groot dryfkragte is, hulle voel, ek wil 'n verskil maak in die wêreld. En dan as ek 2 maande by 'n plek gewerk het en ek voel, ek is nou nog nie aangestel as bestuurende direkteur nie, ek nog nie genoeg impak hier gehad nie, dan bedank ek my werk en ek gaan soek 'n ander werk, want ek soek iets waar ek kan sien, onmiddellik, ek maak 'n verskil. Die dilemma is, as jy nie in Christus is nie, dan kan jy nie 'n blywende verskil maak nie. Daai blywende verskil is hier, in Christus, nie in die goed wat jy dink jy moet maak nie, nie in die goed wat jy bereik in 'n werksplek of wat ook al nie. Nee. Die goeie werke wat God voorberei het om dit te doen en daarvolgens te leef. Dit is 'n lewensdoel, 'n lewenspurpose wat alles verander tot in ewigheid. Ek sluit af met Filippense 1:27. Paulus skryf vir die Filippense, nog net dit, tree so op, sê hy, tree so op, dat dit die evangelie van Christus waardig is. Hierdie goeie werke, hierdie goed waarmee ons nou leef, hierdie goed wat God in my lewe wil sien gebeur, hy sê, hierdie goed is dit waarin ek so optree, dat dit die evangelie van Christus waardig is. En dit is die evangelie van Jesus Christus. Julle was dood as gevolg van julle oortredings. Julle was vasgevang deur hierdie 3 magte, die wêreld, die duiwel, jou sondige natuur het jou vasgehou. Maar aan God die dank, God het in sy groot barmhartigheid, in sy groot genade, het Jesus kom sterf en het dit moontlik gemaak. As jy in hom glo en sy genade ontvang en glo dat hy jou innig liefhet, dan vat hy jou van 'n doodse bestaan na nuwe lewe. Uit genade is julle gered deur geloof. In Christus word ons oorgebring van dood na lewe. En nou kan ek anders leef. Nou kan ek vir die eerste keer agterkom, maar God het 'n amazing plan met my lewe. My plan is nie hierdie slaafse agter al die ander oudjies aanloop, net waar die wêreld gaan en waar die stroompies van die wêreld my vat om dit na te leef nie. My bestemming, my doel is nie dat die Satan my gevange hou en weghou van God af nie. My doel is nie dat my sondige natuur maar altyd sal heers en ja, vir party ouens, hulle sê dis lekker om daar te wees want daar's nie innerlike stryd nie. Jy weet, ek het nie hierdie geveg, hierdie geestelike geveg in my tussen reg en verkeerd nie, want verkeerd is ook reg. So dis maar okay om self my moraliteit te bepaal. So as dit 'n beter een is, dan is dit 'n beter een, maar as dit 'n vrotter een is, dan is dit 'n vrotter een. Dis my reëls. Maar die Here sê ek wil julle daar uithaal. Ek wil vir julle lewe gee. Daar's soveel beter wat jy kan doen wanneer jy in Christus is en die goeie werke doen waarvoor God jou bestem het. So die enigste vraag vir my en jou is, ken ons mense wat daar leef? En wat gaan ons met hulle doen? Of dalk nog 'n vraag,
Voel ek dalk, nou worry ek, jy weet, dit voel vir my, jy weet, as ek so rondom my kyk, voel dit vir my, ek staan so 'n bietjie die kant dalk nog. Ek is nie te seker of ek al die kant is nie. Of dalk dink ek dink ek is hierdie kant, maar jy weet ek wil eintlik hierdie kant wees, maar op die lang termyn wil ek graag eintlik hierdie kant wees, jy weet. So hierdie ouens doen die two-step. Hulle is hier so tussen, jy weet, hulle dink hulle kan dit doen, jy weet. Dis soos 'n babatjie wat gebore word en dan besluit hy nie, ek wil nie daar hier wees nie, ek wil teruggaan. Jy weet, dit werk nie. Dis hoekom Jesus sê, dit werk soos dis 'n wedergeboorte, dit werk soos geboorte. As hy baba gebore is hy gebore, jy sit hom nie weer terug nie. Hy's gebore. En as ons nie gemaak is, jy gaan nie terug nie. Jy bly hier. Maar partykeer stoei ons daarmee. So ek wil vir ons vra, ons gee so 'n minuut of 2, dat ons sommer net voor die Here kom staan en sê, Here, ek wil net bid vir myself, dalk bid vir iemand anderster, dat daardie persoon die evangelie van Jesus sal ontvang. En as hy my wil gebruik my. En as ek onseker is, Here, help vir my om vandag sekerheid te kry, as ek ook nou sê, Vader, vergewe my sonde en red my deur Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë en dan bid jy soos die Gees dit op jou hart lê. Here, die woorde wat vashak in my gedagtes is, maar God. Here, ons was voorheen sondig en dood in sonde, vasgevang deur die magte van die wêreld, van die Satan met al sy bose magte, en vasgevang in ons eie sondige natuur wat ons gestuur het, soos 'n bootjie sonder 'n stuur op 'n oop see. En ja, het ons gegaan, Here, waar elke wind ons gestoot het, en waar elke stroom ons heen gevat het, daar het ons maar saam gedrywe. Maar aan God die dank, want daar was 'n maar God in goedheid en grootheid, in onbeperkte liefde, het ons nie alleen gelos nie. En God het Jesus Christus gekom, het namens ons die prys kon betaal, om ons vry te koop uit die kloue van die Satan, vry te koop uit die kloue van die dood, vry te koop uit die houvas van veroordeling, vrygekoop uit die ewigheid in die hel, om die lewe te kan hê. Hoe groot is U? Hoe groot is U, o Here my God, dat U dit vir ons gedoen het. Mense, kinders, wat in sonde was, wat in oortredings vasgevang was, aan die verkeerde kant van die heining, wat vasgevang was in sondes, wat elke dag die patroon van ons lewens was. En Here, in genade kom U sien ons raak, U steek U arm uit, U roep ons, en Here, as ons aandag gee, as ons raak sien, as ons glo, as ons vertrou, dan gryp U ons vas, en U pluk ons uit die vuur, uit die dood, na die ewige lewe. En Here, as dit gebeur, is dit net te groot, om nog te sit en hink op ou gedagtes. Dis net te groot, om te wil sê, ja, maar die ou lewe was lekker.
Dis net te groot om te sê, ag ek wil hulle nie in die gesig vat nie. Dis net te groot vir ons, Here, om te sê, man, ek kan nog net nie nou al breek met hierdie goed nie. Nee, Here, wat U gedoen het is radikaal, uit dood na lewe. Daar's nie groter as dit nie. Hoe klein, Here, is die aanpassings in ons lewe, om te sê, Vader, ek kies teen sonde, teen oortredings, teen haat, teen nyd, teen onvergewensgesindheid. Ek kies daarteen om ander goed te wil eer in my lewe. Ja, Here, ek sal nie buig voor ander gode nie. Ek sal U naam sal ek nie oneer aandoen nie. Ja, Here, ek wil tyd hê saam met U. Ek sal tyd spandeer in U teenwoordigheid. Ek sal hulle wat U oor my aangestel het, my ouers en ander persone in autoriteit sal ek eer en met eerbied en respek hanteer, want ek weet, Here, dat U hulle in my lewe gesit het om my te help en om my te leer hoe om reg te lewe. Vader, ek sal nie doodslaan nie, ek sal mense nie met my eie woorde doodmaak nie, maar ek sal lewe spreek in ander se lewens. Ek sal nie egbreek pleeg nie. Vader, ek sal my liggaam wat 'n tempel van God is heilig hou, tot die dag wat ek trou, wat U sê, dat ons liggame 'n gawe word vir mekaar. En ons in die huwelik tussen 'n man en vrou, die volheid van vervulling ook op hierdie area kan beleef. Vader, ons kies om te sê, ek sal nie steel nie. Nie net ander mense se goed nie, maar ander mense se denke, ander mense se planne, ander mense se geleenthede, ander mense se eer, sal ek nie steel nie. En Vader, ek wil nie vals leef en valse goed sê nie. Ek wil nie kom en negatiewe, lelike, slegte goed leuns oor ander mense kwytraak nie. Daarom help my om in die waarheid te staan. En o Vader, ek kies vandag om te sê ek is tevrede met wat U vir my gegee het. Daarom gaan ek nie verval in hierdie stryk om te begeer wat ander mense het nie. Maar Here, dank ek U vir dit wat ek het, ongeag of dit min is of baie. Ek dank U vir wat ek het, want Here, U het my gered. U het my gered. Vader, help vir ons en rus ons toe deur die Gees om hierdie wonderlike evangelie boodskap in hierdie week met iemand te gaan deel. Om mense te help, om te verstaan hoe eenvoudig dit is, dat God alles klaar gedoen het, in plek gestel het, sodat ons van die dood na die lewe kan oorgaan. In Jesus se naam. Amen. Julle, ons tyd het so 'n bietjie geloop, maar ek wil tog hê ons moet hierdie slotlied sing. Dit is so 'n kosbare lied. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en na al die werke elke dag aanskou, dan moet ek juig. Dan kan ek nie anders nie. Dan moet my lewe sing van die grootheid van God. So kom ons sing hierdie en ons sing dit uit die binneste van jou nuwe lewe in Christus wat hy aan jou gegee het. Ons haal ons hierdie woorde uit en ons sing dit tot eer van God. O Heer my God. Elke dag
Geseënd is jy. Geseënd is jy wat uitgeruk is uit die dood na die lewe. Geseënd is jy wat in Christus Jesus nuwe lewe het. Geseënd is jy wat deur genade en deur geloof gered is deur Jesus Christus. Geseënd is jy wat gestuur word na die wêreld toe om die goeie werke te gaan leef waarvoor God jou bestem het. Geseënd is jy wat gestuur is om die boodskap van hoop, die evangelie van Jesus, te deel in 'n wêreld wat verlore is. Amen.